Baie Suid-Afrikaners is bewus van die waterkrisis, van die misdaadkrisis, van die kragkrisis. Daar's vele krisisse wat ons elke dag in ons lewens raak sien en voel. Maar ek dink baie Suid-Afrikaners is nie bewus van die vullisverwyderingskrisis nie. Ons begin al die simptome daarvan in ons lewens sien. Ons begin al sien hoe dit begin inlek in ons buurte in. Maar ek dink baie van ons is nie regtig bewus van hoe groot die probleem is nie. Nou, AfriForum het onlangs 'n dokumentêr vrygestel wat die omvang van hierdie krisis beskryf en dokumenteer. Julle kan dit vind op ons YouTube-kanaal. Die titel is Gauteng's Landfall Crisis en dit is op AfriForum se YouTube-kanaal. Gaan kyk dit gerus vir al die inligting. Maar die hele punt van hierdie reeks, die selfbestuurreeks, is nie net om probleme te beskryf nie, maar ook om die oplossings daarvoor te bied en vir mense hoop te gee vir die toekoms van hoe om hierdie probleme op te los. Want by AfriForum smeek ons nie net die regering om probleme op te los nie. Ons sit nie net en wag vir die regering om probleme op te los nie. Ons dink self aan planne om dit op te los. En in hierdie episode van ons selfbestuurreeks gaan ons kyk na wat doen AfriForum om die vullisverwyderingskrisis op te los, as ook die vullisverwerkingskrisis. So Marie, party mense, hulle weet van 'n waterkrisis in Suid-Afrika, hulle weet van 'n misdaadkrisis in Suid-Afrika, maar ek dink nie baie mense weet van die vullisterreinkrisis in Suid-Afrika nie. Kan jy vir ons die omvang daarvan skets? Ja, AfriForum is nou al vir 'n goeie deel van 10 jaar besig om deur middel van ons vullisterrein audits te sien dat daar 'n vullisterreinkrisis aan die ontwikkel is. En vir meeste mense, vir jou en my wat by die huis is vullis maar net iets wat in die agtergrond gebeur. Jy gooi jou vullis in die asblik en hopelik weekliks kom die munisipaliteit jou asblik oplaai en jy dink nooit weer daaraan nie. Maar landwyd, maar nog meer pertinent in Gauteng, is daar letterlik nie genoeg spasie meer oor op ons vullisterreine nie. As ons kyk oor die 3 metro's van Gauteng, die Ekurhuleni, Johannesburg en Tshwane metro's, is daar gemiddeld slegs 3 jaar se spasie op ons vullisterreine oor. So aan die een kant is daar geen dringendheid van die regering af om hierdie probleem te takel nie, maar ook in 'n provinsie soos Gauteng wat dig bevolk is, raak dit toenemend moeilik om geskikte terreine te vind waar jy 'n nuwe vullisterrein kan ontwikkel. Die vullisterrein kan nie net goedsmoeds enige plek langs 'n residensiële gebied wees nie, dit moet op die regte tipe van geologie gebou word, die grondwater moet in ag geneem word, en dan ook van 'n ingenieursperspektief af, is daar vereistes wat nagekom word van hoe die terrein gebou word en belyn word, sodat byvoorbeeld wanneer daar reënwater deur die vullis wat gestort word syfer, dit nie die grondwater sal besoedel nie. So daar's regtig 'n hele proses agter om nuwe terreine te ontwikkel, goedkeurings wat in plek moet wees. Ja, hierdie proses in Suid-Afrika kan maklik 5 jaar vat, van beplanning tot aansoek vir goedkeurings tot uiteindelik permitte wat toegeken word en dan eers vir konstruksie om te begin. So ons is al klaar as ons sê daar's 3 jaar se vullisterreinspasie in Gauteng oor en 'n proses wat ten minste 5 jaar gaan vat voordat ons 'n nuwe terrein kan ontwikkel, het ons al klaar tekort hier of 'n agterstand van 2 jaar. So die gevolg daarvan gaan wees dat ons nie meer plaaslik in ons metro's kan huishoudelike afval kan weggooi op vullisterreine nie, gaan ons al verder moet uitbrei. Byvoorbeeld Tshwane kan kyk daarna om in Bronkhorstspruit vullisterrein te gebruik, en daarmee gepaard gaan is dan natuurlik toenemende kostes, want dis ongelooflik duur om 'n vullisstrok of oor 'n lang afstand te stuur om vullis af te gooi, of vir elke punt in die proses waar vullis hanteer moet word. So as jy vullis hier aflaai om oor te laai op 'n trein of 'n ander trok of wat ook al met verder weg te neem, in elke stap van daai proses is daar kostes aan verbonde. So uiteindelik vir jou as 'n inwoner van Pretoria, as 'n inwoner van Johannesburg, gaan daai koste na jou toe afgewentel word as 'n verbruiker op jou munisipale rekening. So ons staan nou hierso by The Waste Group se Mooiplaas vullisterrein. Hoekom het jy voorgestel dat ons hierna toe kom juis om hier te verfilm, om die punt te bewys wat ons probeer maak met hierdie video? The Waste Group is 'n privaat maatskappy wat hulle 'n aantal privaat vullisterreine het en hulle bedien kliënte soos winkelsentrums en besighede, privaat eiendomsontwikkelings. So dis nie dat daar 'n totale gebrek aan vullisterreine is nie, dis net die model van munisipaliteite wat nie hulle terreine bestuur nie en wat se plek opraak, en dan die privaat sektor wat oplossings bied waar die munisipale sektor misluk. Die rede hoekom ek vandag vir jou
the Waste Group se Philistrein wil wys is ook om daai kontras tussen wat tussen die private sektor en die plaaslike regeringssektor gebeur. Dis 'n terrein wat ja natuurlik self gefinansier moet word. Dit is nie afhanklik van munisipale tariewe nie. En ons sien hulle word nie oor dieselfde kam geskeer as munisipale terreine nie. Terwyl munisipale terreine soos ons jaarliks in ons audit nou al vir die laaste 10 jaar sien nie eers aan die mees basiese bestuursvereistes nakom nie. Sonder dat daar enige gevolge is, word private terreine met valk oor dopgehou en elke voorwaarde wat op 'n lisensie is, moet streng nagekom word. So wat goed is op 'n manier, want nou sien mense hoe kan 'n Philistrein bestuur word. Goeder wat in plek moet wees, is soos om toe te sien dat vullis bedek word met grond elke dag en dat dit gekompakteer word en dat die selle waar die vullis gestort word voldoen aan die vereistes vir beleining sodat grondwater nie besoedel word nie. Hier's toegangsbeheer en sekuriteit wat kyk, is dit slegs huishoudelike afval wat gestort word. Daar's 'n werkende weegbrug sodat hulle presies kan sien hoeveel vullis word ingekom en gestort. Want dis maar die ou gesegde, dit wat jy meet, kan jy bestuur. En hierdie goeders is afwesig op 'n munisipale vullisterrein. So daar's net 'n algehele gebrek van goeie bestuurspraktyke op munisipale terreine wat natuurlik hierdie probleem net nog vererger. As jy al klaar krisis het van ons spasie is besig om op te raak, sou stap 1 wees, kom ons bestuur dit wat ons nog oor het so goed as moontlik, maar ons sien dat nie eers dit gebeur nie. Jy het nou beskryf hierso wat reg gedoen word op 'n privaat vullisterrein, maar skets net vinnig die prentjie, hoe lyk dit by die regering se vullisterreine? Baie kortliks nie goed nie. As ons vullisterrein audit doen, dan beoordeel ons terreine volgens minimum vereistes wat in plek moet wees. So jy moet 80% van hierdie minimum vereistes nakom om audit te slaag en landwyd sien ons nie eers 20% van die terreine wat ons geaudit het in 2025 wat hier rondom 200 terreine oor die land was, kom jy audit minimum vereistes na nie. So 1 uit elke 5 terreine wat ons audit voldoen aan die vereistes, 4 van hulle doen nie. En dis nou al jaar na jaar dieselfde patroon. Ek sê nie dit word noemenswaardig slegter nie, maar daar's ook weinig verbetering. So elke jaar is maar net dieselfde storie oor en oor. Reg, so nadat jy nou hierdie prentjie geskets het, wat is die oplossing van AfriForum se kant aan? Want aan die een kant, ja, dit is belangrik om die probleem te beskryf, maar mense moet ook met 'n oplossing kom. Ek dink soos soveel dinge in Suid-Afrika is die oplossing voor die hand liggend. Ons het wetgewing wat vullisbestuur reguleer. Ons sien net doeteenvoudig dat dit in die regeringssfeer nie afgedwing en nagekom word nie sonder enige gevolge. So stap 1 sou wees om munisipaliteite en die amptenare wat verantwoordelik is vir vullisbestuur verantwoordbaar te hou en dit gebeur doeteenvoudig nie, want die regering is onwillig om teen homself op te tree. So in daardie opsig het die nasionale departement van omgewingsake amper wil sê beheer verloor oor munisipaliteite. En 'n verdere probleem is wat ons gereeld aan sien is, in plaas van om net dit wat reeds bestaan doeltreffend toe te pas, kom die regering altyd vorendag met nuwe vereistes en nuwe wetgewing. En as ons dan kyk na iets soos die nasionale vullisbestuurstrategie, die National Waste Management Strategy, wat elke 5 jaar deur die departement van omgewingsake hersien word, elke 5 jaar herhaal hulle maar net dieselfde plan wat nie werk nie en hulle sit dieselfde teikens in die plan sonder om krities daarna te kyk en kyk hoekom het dit tot dusver nie gewerk nie. Byvoorbeeld in die 2020 weergawe van die plan was die doelwit gewees om binne 5 jaar 40% van alle vullis wat herwinbaar is van vullisterreine te herlei. Daai teiken skiet ver te kort. Ek dink die nasionale gemiddeld is nie eers by 10% van herwinbare vullis wat uit die vullisstroom uit verwyder word en herwin word nie. Maar in 2026 plan is dit maar net weer 'n keer herhaal, ons doelwit is om binne 5 jaar 40% herwinning te bereik. Maar daar word nie gekyk na maar ons vullisterreine is ondoeltreffend. Daar is nie genoeg oorlaaistasies en fasiliteite vir die publiek om hulle herwinbare afval af te gee nie. En daar's geen stelsels in plek om herwinning eintlik van die grond af en suksesvol toe te pas nie. So die private sektor, soos ons hier kan sien, speel 'n kritieke belangrike rol in die
vullisbestuursomgewing, as die regering net bereid sal wees om die private sektor nie as 'n vyand te beskou nie, maar as 'n sektor wat 'n bydrae kan lewer en die las kan verlig op ons munisipaliteite wat al klaar sukkel met soveel tekorte en begrotings wat net nie al die gate kan toestop nie. Soos byvoorbeeld, hier is 'n private terrein, in plaas van om met trokke 20 km verder na munisipale terrein te ry, kan hulle stortingstariewe hierso in hulle begrotings inwerk en agterkom dat dit eintlik baie finansiëel meer sin maak om van 'n private terrein gebruik te maak as om daai mag oor 'n munisipale terrein te wil hou en langer afstande te ry net om ter wille van 'n munisipale terrein daar te gaan stort. Van AfriForum se omgewingsake se perspektief en wat ons met ons vullisterrein audit probeer bereik, is om 'n bewustheid onder die publiek te kweek dat vullis, jou huishoudelike afval, is nie iets om van te vergeet nadat jy dit weggegooi het nie. En ja, ons munisipaliteite is volgens die grondwet die owerheid wat finaal moet wegdoen met ons huishoudelike vullis, maar elke inwoner het ook tog 'n verantwoordelikheid om verantwoordelik met hulle vullis om te gaan. So daar waar jy woon, as daar 'n herwinningsinisiatief is, neem deel daaraan en so kan jy die las op ons munisipale stelsels verlig. Volgende gaan ek vir julle vat om te gaan sien hoe lyk dit by een van AfriForum se baie suksesvolle herwinningsaanlegte. So Marie, ons het nou gekyk na die privaat sektor oplossing vir die krisis. Wat is die gemeenskapsgebaseerde oplossing van AfriForum se kant af? As ons kyk na die vullisterreinkrisis en ons praat van vullisterreine se spasie wat opraak, is 'n groot komponent daarvan natuurlik dat 40% of meer van al ons huishoudelike vullis moet nooit eers op 'n vullisterrein beland nie. Herwinning van huishoudelike afval is natuurlik dan 'n sleutelkomponent. En omdat daar tans nie enige strukture in plek is van die munisipaliteit, van ons plaaslike regering se kant af nie, is dit 'n inisiatief wat van grondvlak af uit die gemeenskap uit ontwikkel het, omdat daar behoefte bestaan onder huishoudings, onder inwoners, om herwinbare afval by die oorsprong, soos mense in Engels sê, separation at source, jou herwinbare afval in 'n aparte stroom te skei. En waar is van hierdie herwinningsaanlegte wat AfriForum nou al op grondvlak gevestig het? Ons staan vandag hierso by AfriForum se herwinningsdepot in Centurion en dit bedien basies Pretoria Suid, en dan het ons ook 'n depot in die Moot. So in Pretoria dek ons Pretoria Noord, die Moot, Pretoria Oos en dan Centurion. En dan soortgelyke projekte het ons ook al gevestig in Bloemfontein, in Rustenburg en Knysna, en ons skop binnekort af met nog 'n herwinningsprojek in Potchefstroom ook. So nou meer spesifiek die Centurion herwinningsaanleg, wat is die omvang daarvan? Hierso by Centurion bedien ons al amper by die 900 kliënte, en dit verteenwoordig amper 25 tot 30 tons herwinbare afval wat maandeliks hier geprosesseer word. So dit het in 'n baie kort tydperk, omtrent in 'n jaar, gegroei tot waar dit vandag is, dat ons amper by 1000 kliënte al bedien. So hierdie herwinningsaanlegte, Marie, wie word daar in diens geneem? AfriForum het hier by die Centurion herwinningsdepot en in die Moot tussen twee al omtrent 50 mense in diens. Hierso by Centurion het ons 14 mense wat net sortering doen. So dis regtig 50 ouens wat uit moeilike omstandighede uitgekom het, wat geleentheid nodig gehad het. So buiten dat ons herwinning doen en daardie vullisterreinkrisis aanspreek, is dit ook 'n manier van gemeenskapopheffing om ouens te help wat net 'n geleentheid en 'n kans nodig gehad het om 'n verskil in hulle gemeenskappe te doen. So ek dink wat hierdie model net vir ons geleer het, is dat die regering kom vorendag met groot planne, projekte wat multi-miljard rand gaan kos. En wat ons hier wil wys is dat met 'n klein spannetjie het AfriForum begin om 'n gemeenskap se behoefte aan te spreek, en dit het ontwikkel tot waar dit vandag is, wat ons, soos ek nou reeds gesê het, tonne vullis elke maand herwin, werk skep vir 50 mense. En dis reg net omdat daar 'n behoefte in die gemeenskap bestaan om in 'n skoon en gesonde omgewing te lewe. Ons wil nie hê ons vullis moet opeindig in stukke oop veld waar dit onwettig gestort word of waar dit verbrand word en besoedel nie. So dit is 'n bydrae wat elkeen in die gemeenskap kan maak om op 'n verantwoordelike manier
hulle vullis te bestuur. En dit bring ons aan die einde van die nuutste episode van ons selfbestuur reeks. Ons het reeds 2 ander episodes gedoen. Julle kan hulle vind op AfriForum se YouTube kanaal. Julle hoef maar net in te tik selfbestuur reeks. Ons het een gedoen oor veiligheid, waar ons saam met 'n buurtwag gaan ry om te sien hoe dit lyk in die wêreld van AfriForum buurtwagte. En ons het ook een gedoen oor water, om te sien wat doen AfriForum om die waterkrisis te help oplos in Suid-Afrika. Gaan kyk albei daai episodes op ons YouTube kanaal. En dan hierdie reeks vorm deel van ons groter selfbestuurplan, wat jy meer van kan uitvind by ons selfbestuur dokumentêr wat gratis opgelaai is, nie net op AfriForum TV nie, maar hier op ons YouTube kanaal ook. Gaan soek eenvoudig op YouTube AfriForum selfbestuur staatsbestande oplossings vir die toekoms of AfriForum selfbestuur dokumentêr en julle sal die dokumentêr vind en dit gee vir julle 'n oorsig van nie net AfriForum nie, maar die hele solidariteit beweging en hoe ons oplossings ontwikkel vir die toekoms. As jy vir AfriForum wil ondersteun, kan jy na ons webtuise toe gaan en 'n lid word of jy kan gaan na www.wordlid.co.za. Hoe meer lede ons het, hoe meer kan ons vermag, so raak 'n lid vandag en maak ons sterker. Ek hoop julle het hierdie episode geniet en julle kan julle eie gedagtes deel in die kommentaarafdeling en deel dit met julle vriende en familie. Tot volgende keer.